Goeienaand, broers en susters. Kan almal my hoor? Is hy nou heeltemal te hard? Ja, maar in elk geval hy werk, nou weet ons hy werk. Baie dankie. Kom ons word stil en dan bid ons saam. Almagtige Vader, dankie dat ons vanaand na U toe kan kom. Kan kom stil word voor U. Kan kom vra dat U met ons sal praat, deur U woord en deur U Gees. En ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Dankie, o Gees van God, dat U uitgestort is, gestuur is deur die Vader en die Seun, om ons deposito te wees, ons pand te wees van goddelike teenwoordigheid, van die oordeel wat eintlik klaar gevel is. Ons dankie daarvoor. Praat dan met ons, wees met oom Jan daar in die hospitaal, wat nou in die teater is, wees met elke ander lidmaat wat siek is, wat by die huis verpleeg word, of op pad is hospitaal toe, of wat in elk geval in hierdie tyd worstel met die kwale van die ouderdom. Ons vra dat U ons sal beskerm tot die eer van U naam. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing saam gesang 223. Seker is 223 verse 1 en 2. Gesang 223 vers 1 en 2. Kan jy hom kry, Rita, want ons gaan die boekies uithaal. Ekskuus, ek het nie vooraf dit nou weer gegee nie, so kom ons gee net kans dat Rita hom daar in die hande kry. Dan sê vers 1 en 2 van gesang 223. Kom ons lees uit die woord van die Here, uit Johannes hoofstuk 16. Ons is besig met die reeks tema, dit is vir ons goed dat Jesus Christus in die hemel is. En ons het nou al begin verlede week met Sondag 18 vraag 49, watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Ten eerste dat hy in die hemel voor die aangesig van sy Vader ons voorspraak is. Ten tweede dat ons vlees in die hemel as 'n gewisse pand het. Dat hy as die hoof ons sy lede ook tot hom sal neem. En dan vanaand ten derde dat hy ons sy Gees as 'n teenpand stuur. Dat hy ons sy Gees as 'n teenpand stuur. Nou, kom ons praat net weer oor die beginsel van die pand voor ons dit lees. Wat is 'n pand? Iemand wat iets wil, ons het 'n winkel hier in die dorp, Pandmar, né? En veral in die myngemeenskappe is daar baie sulke winkels. En dan kom die ouens in en dan verpand hulle iets en hulle kry geld
want al die geld is nou op, dan verpand hulle iets tot die einde van die maand, dan moet hulle gaan betaal, 'n bietjie meer betaal, dan kry hulle dit terug. Maar hulle kry 'n pand, 'n bewys. So daardie ding is verpand. En daar is so 'n spottery dat hulle sê, by baie van die myngemeenskappe, as die mense 'n nuwe motor koop, die band wat die eerste glad geloop is die spaarwiel, soos jy hom in en uitrol by die bandwinkels. Nou, dis nou maar so tong en die kies. Ons beleef en sien ons maar hierdie dinge. Maar nog 'n pand is die troupand, wat ons vir mekaar gee as ons trou. Om trou te beloof aan mekaar, gee ons vir mekaar 'n ring. Nou vroeër was dit 'n goue ring. Deesdae sien ek is allerhande ander metale, wat blykbaar nou ook baie kosbaar is. Solank dit net die verstandhouding is, hierdie pand wat jy dra, is die bewys dat ons aan mekaar behoort en dat ons mekaar nie sal verneek nie. En iets hiervan gebeur wanneer God die Seun opvaar na die hemel, en hy sê vir ons op verskillende plekke in die Bybel, as ons dit nou saam sit, dat hy nou ons pand in die hemel is. Sy aardse liggaam, weliswaar sy opgestane verheerlikte liggaam, het opgevaar in die hemel. En dit is hoekom dit belangrik is, dat ons glo dat Jesus Christus liggaamlik opgestaan het. Daardie aardse liggaam is nou in die hemel, as ons pand, of ons deposito, of ons bewys, dat ons daar in die hemel dan sal wees ook, of by die Here sal wees, wanneer die Here Jesus weerkom, en ons almal liggaamlik opstaan. Die teendeel is ook waar, as teenpand, soos mense vir mekaar albei gee vir die ander een 'n ring, so het dit gebeur, dat God drie enig, God die Vader en God die Seun, 'n teenpand gestuur het. En die gedeelte wat ons nou vanaand gaan behandel, praat juist daarvan, dat die Here Jesus eers moes opvaar na die hemel, en in heerlikheid wees, voordat hy die Gees kon stuur. Op ander plekke word gesê, dat die Vader die Gees stuur. So, die Vader en die Seun het die Gees gestuur as teenpand, as die stuk goddelikheid in ons, om te sê, dit is volbring. Julle sonde is betaal, julle is nog nie in die hemel nie, maar julle beleef al die goddelike teenwoordigheid, deur die Heilige Gees wat in ons bly. So, die teenpand is die Heilige Gees, en ons kan dit saamvat deur te sê, die Heilige Gees is aan ons gegee, om God by en in ons te wees. Nou kom ons lees Johannes 16 van vers 5 af. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Ons lees net so ver. Ons kan eintlik as kern vat van vanaand se gedeelte, hierdie vers 7 wat sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Nou hier aan die kruis is of hier net voor die kruis, op pad na die kruis, is die Here Jesus dan besig om met sy disippels te praat. En ek dink ons het gisterand ook daarin geraak, hier het baie ontstellende dinge gebeur. Jesus het vir hulle gesê, hy gaan weg. Hy het vir hulle laat verstaan dat hy hemel toe gaan.
Hy het die verraaier aangewys, eers gesê dat iemand hom gaan verraai uit hulle eie kring. Toe het hy die verraaier aangewys, toe het hy vir hulle gesê, julle gaan my almal verloon, en selfs Petrus, die baie selfversekerde sterk leier, moes hoor, maar jy gaan my 3 maal verloon, voor die haan kraai, voor môreoggend, gaan jy my 3 maal verloon. En nou is hulle onseker en ontstel, en dan sê die Here Jesus vir hulle, ek het dit vir julle gesê, en droefheid het julle hart vervul, maar ek wil eintlik julle kom troos. Ek wil eintlik vir julle sê, dis vir julle goed, dat ek weggaan, dat ek na die Vader toe gaan. Want as ek nie kan gaan na die Vader toe nie, dan kan ek nie die Gees stuur nie. Nou ons weet nie, dit is in God se raadsplan so beskik. So ons verstaan nie en weet nie altyd hoekom die Here sekere goed op sekere maniere doen nie. Maar ons kan weet en vas en seker weet dat dit is in God se raadsplan so beskik. Eers moes die Here Jesus opvaar in heerlikheid aan die regterhand van die Vader en dan sou hy die Heilige Gees stuur. En die trooster wat kom, is om hulle wat dan nou bekommerd en ontsteld is te kom troos, om by hulle te wees. Nou, as ons verder gaan, soos ons ook gesing het, dan sien ons, maar die Heilige Gees is die trooster vandag nog. Hy is die een wat ons vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Hy is die een wat ons kom bystaan en wysheid gee, wanneer ons geloof moet verdedig. Hy is die een wat vir ons sê wat om te sê. Nou, miskien is julle breine beter as myne, maar ek het een van daai simpel breine. Ek kan nie goed maklik memoriseer nie. Ek kan baie goed onthou, maar as ek dit moet memoriseer, dan verdwyn dit uit my kop uit. Maar ek het 'n ding beleef, wanneer ek met iemand praat oor die Here, dan kom daar goed by my op. Dan sê ek weet nou nie waar dit staan nie, maar daar staan geskryf en dan kan ek tekste aanhaal. Wat ek nooit geleer het nie, of miskien lank terug geleer het en nie eens meer onthou ek het geleer nie. Waar kom dit vandaan? Dis die Heilige Gees wat gesê het, hy kom om ons te troos en hy kom om vir ons te kom byvoeg en te kom sê wat om te sê in situasies. So, hy is die trooster, maar interessant dat ons nog iets hierby lees. Hy is nie net die trooster nie, maar hy is ook, het ons gesien, hy is ook 'n voorspraak. Maar in elk geval, so die Heilige Gees is God se trooster wat kom, hy is God se, as ware ook die voorspraak, dink ek het ons gisterand gehoor, God se voorspraak binne in ons, na die Vader toe wat ons leer bid, wat ons laat onthou wat die Here Jesus gesê het. En dan is die werk wat die Gees kom doen, is 'n besonderse werk. Die waarheid vir die wêreld, sien ons in verse 8 tot 10 en 11, is dat die Heilige Gees aangaande die Here Jesus sal getuig. En hy sal die wêreld, en hier verwys die wêreld hoofsaaklik na die Jode wat die Messias verwerp het. So, almal wat buite die koninkryk is die wêreld. En hier sê hy sal vir hulle sê, luister, julle was verkeerd, omdat julle die Messias veroordeel en gekruisig het. So, die advokaat, die trooster, is dieselfde begrip en beginsel waarvan ons al gepraat het, wat die Here Jesus vir ons die advokaat in die hemel is die Heilige Gees die trooster of die advokaat hier op aarde, wat versorg, wat intree, wat help. En hy kom verdedig ons, as ons onsself moet verdedig, dan lê die Gees dit op ons harte wat om te sê. Maar hierdie selfde verdediger of advokaat is 'n aanklaer vir die wêreld. Dis interessant, die aanklaer van die broeders, soos die Bybel sê, die aanklaer
aanklaer wat vir Job en Sagaria en al die ander gelowiges aangeklaar het by die Here, die Satan, is nou uit die hemel uitgegooi. Want ons lees in vers 11, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So, die Satan is klaar geoordeel. Hy wag nog net sy vonnis af. Hy is amper in aanhouding, soos 'n hond aan 'n ketting voordat hy veearts toegevat word om uitgesit te word, of wat ook al. So, die Here kom en hy sê, die Heilige Gees gaan verskillende goed kom doen. Dit is hoekom dit belangrik is dat die Gees kom. Hy kom om ons te oortuig, om ons te bemoedig, om ons te troos in die moeilikste omstandighede, dat 'n mens deur goed kan kom wat jy nie weet hoe nie. Maar dan weet ons, toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het, toe hy gesê dit is volbring, is die prys volkome betaal. En het ons hierdie troos, nie net van die Heilige Gees, wat ons bystaan en versorg nie, wat vir ons intree nie, maar dat ons ook die troos om te weet, die oordeel is klaar gevel. Ons lewe net in die tyd tussen vonnisoplegging en vonnisvoltrekking. So die Satan is nog amper op parool. Hy kan sekere dinge nog doen. Hy kan ons soos 'n brullende leeu rondloop en ons probeer verlei, maar hy is geblind ook. So, die dag gaan kom, as die Here Jesus kom op die wolke, as ek en jy gaan opstaan uit die graf, verheerlikte liggame kry, en die Here Jesus tegemoet gaan kom, en saam met hom oordeel oor die engele, sê die Bybel. So selfs die bose geeste wat gesondig het en Satan, gaan ons saam met die Here wees, wanneer hierdie oordeel gevel word oor hulle, en natuurlik oor al die mense wat Christus verwerp het. Hier is dus 'n baie, baie groot troos vir ons wat glo. Want ons sien nie elke dag dat die bose magte vasgevat word. Partykeer lyk dit ons nog of die duiwel los is. Maar ons weet, Satan is oorwin. Jesus het klaar betaal aan die kruis. En ek en jy het reeds die redding gekry. Dis net 'n kwessie van tyd. En dan natuurlik word hier vir ons gesê, dat as ons dan nou sterf, voordat ons na die Here Jesus toe gaan, voordat die Here Jesus terugkom, dan gaan die Here Jesus ons ook kom haal. So ons kan weet, ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. Dis een van die dinge wat die Heilige Gees vir ons kom mee troos. Wees rustig, gelowige, want jou prys is betaal. Jy het die ewige lewe. Vers 7 weer, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Dis afgehandel. Sy doppie is geklink. Die tyd kom net, op die Here se volmaakte tyd, as hy ons kom haal, en die Satan en die ongelowiges die prys gaan betaal. Wat 'n voorreg. Kom, ons gee geleentheid vir gebed, dan kan ons vir die Here dankie sê, vir die troos, dat hy die trooster gestuur het, as bewys, dat ons by God gaan wees, ons pand, ons deposito, ons bewys, dat God met ons is.
Ons sluit af met Gesang 223, die 7de vers. Gesang 223, vers 7. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en bly. Amen.